Nou, okay, nou hoor julle dit. Okay, kom ons spring weg dan vertel ek eers vir julle waar kom hierdie idee en hierdie gedagte vandaan. Hoekom het ek mekaar in begin met hierdie ding? Dis 'n droom wat regtig deur God maar in ons harte geplaas is. En dis al baie maande terug in die proses om voor te berei en aan die gang te kom, wil ek liewer nie praat van wat ons aanbied nie, want ek bedoel meeste van julle of baie van julle was al op seminare gewees wat huweliksfokus aangebied het. Maar dit gaan eerder oor 'n groter prentjie as dit. En ek besef maar net dat die kleinste bousteen wat God kan gebruik in sy koninkryk is eintlik die huwelik. Natuurlik begin dit by ons verhouding wat ons met Jesus Christus het. Maar die organisasie wat hy ingestel het, kleinste, is 'n huweliksorganisasie. En hy het een van ons die MD gemaak en hy het ander een die ondersteunende rol gemaak soos wat daar in enige organisasie is. Van daar af as ons daai ding kyk, dan moet ons daai organisasie moet ons letterlik vat na die volgende vlak toe waar ons eie gesinne ook daar is en saam. Hi Daniel, welkom by ons. Hallo. So die volgende vlak is dan dat ons die gesin op daai plek kan kry. So ons loop met 'n verlenging van my verhouding met Jesus Christus na my en Karen toe, na ons kinders toe, na ons kleinkinders toe. Dit bly die familiekonneksie wat afbeweeg. En iewerster van daar af moet hierdie familie iewerster betrokke raak. En die kleinste gedeelte wat daar in ons geestesgemeenskap is gewoonlik maar die omgeegroepe of die selgroepe of wat dit ook al mag beteken. Om deel van daai familie te word. Daai familie is deel van die kerkgemeenskap. Die kerkgemeenskap se taak is om die samelewing en die plek waar ons woon te verander. Ons het lank terug het ons baie lering ontvang en ons was vir 'n tyd in Israel gewees om sommer daar te gaan besoek en saam met Dok Isak Burger daar rond te toer. En ek onthou op daai stadium, toe praat die mense van die verval van beskawings. En die navorsers en die ouens wat ons deur die toere gelei het vir ons gesê dat daar is bevind dat die oomblik wat die morele waardes van 'n samelewing tot 'n val gekom het, dan is dit 3 generasies van daar af het die hele beskawing geëindig. Einde van storie. Net mekaar vernietig en daarmee saamgegaan. As ek kyk nou waar ons vandag sit, ons werk wat ons nou vir amper 25 jaar lank doen, daar is geen twyfel daaraan nie dat die krisisse in huwelike raak al hoe erger, raak al hoe feller en die aanslag raak net al hoe groter. Nou ek sê die aanslag raak groter, wat ek eintlik wil probeer sê is dat die wêreld van is dit 'n aanslag wat Satan verskerp het of het hy nog maar altyd Bruce, how's it man? Hallo, Dion. Is dit 'n aanslag wat teen ons geloods is en Satan raak al hoe sterker in die konteks? Of is dit die samelewing in die wêreld wat die gejaagdheid van die lewe, die gejaag na bestaan, na oorlewing, wat dit ook al mag wees daarin, maak ons eintlik swakker? Want as ons vir mekaar die vraag vra, die tempo waarteen ons lewe vandag, het God die liggaam gemaak om daarmee te kan cope? Want in my wêreld sien ek dat meer en meer mense vou onder die druk van die lewe. Hulle kan hierdie tempo nie handhaaf nie. Die hoeveelheid ure wat mense moet werk, die verantwoordelikhede wat hulle het, die duisende besluite wat hulle daagliks moet neem, die implikasies van hierdie besluite. So ek glo nie Satan het sterker geword nie. Ek dink die beskawing, die mensdom het swakker geword. Ons kan nie meer staande bly nie. Ek dink 'n volgende gedeelte wat regtig 'n rol gespeel het, is dat in my ou wêreldjie waar ek nou stoer in die NG Kerk groot geword het, was die realiteit gewees dat kerk was 'n heilige plek, of jy dit verstaan het of nie. Die dominee was 'n spesiale persoon gewees. Die konsep van om in God te glo en regtig tot hom te bid. Ek het nooit besef daai jare dit kan 'n persoonlike verhouding wees nie. Maar is ons geleer dat God die ultimate autoriteit en gesag is en dat ons regtig respek en agting vir hom as 'n God het en hom eerbied toon. Daai jare kon jy krimineel gevat het en hom net vertel het van Jesus dan hy opgehou om 'n krimineel te wees. Nou nie letterlik so nie, maar dis die rol wat die kerk gespeel het. Ons bly in 'n generasie nou waar ek gereeld in my beradingskamer deur jong paartjies wat nou getroud is, en as ek praat van jong tot in hulle 30er jare, 'n paar jaar getroud is, hulle vat my blaatant aan oor die interpretasie van die Bybel.
Nou die dag is ou sê vir my, maar die man is die hoof van die vrou, so die vrou moet 100% gehoorsaam aan die man wees en sy het geen sê op niks nie. En dis sy kerk wat hierdie dinge vir hom leer. En as ek vir hom die teendeel wil gee, dan sit hy met die probleem en ek sê dit vir hom. Jou probleem wat jy het, selfs as die Heilige Gees jou nou oortuig en ek al die skrifbeginsels vir jou gee om te sê jy is verkeerd, sit jy met 'n dilemma want jy moet teruggaan na jou kerk toe. En dan moet jy vir hulle gaan sê jy is verkeerd en hulle gaan nie verander nie. En dan beteken dit jy gaan 'n keuse moet maak of jy in die kerk gaan bly of nie. So ek noem net hierdie goeders om vir julle te sê dat die huwelike is in 'n groter krisis as wat dit ooit was in hulle lewe. Die rede daarvan, nommer 1, mense verstaan nie, en ek maak 'n algemene stelling, vergewe my daarvoor. Mense verstaan nie wat dit beteken om deel van die koninkryk van God te wees en deur die Gees van God beheer te word nie. Ons lewe in die heilige plek van kerk toe gaan, maar in die huis lewe ons die koninkryk van Dion de Tooy se huis en onder beheer van die emosies van mense, nie die Heilige Gees nie. So die doel van hierdie kursus om te praat van mentorskap daaroor en weet jy wat, as julle ouens hierdie goed gaan gebruik om dit in 'n groter forum te gaan versprei en met mense te praat daaroor, prys God daarvoor, ek het geen probleem daarmee nie. Maar ek dink die eerste linie waar ons by moet uitkom is, ons moet vir mekaar in die huwelik 'n mentor wees. En daai plek van mentorskap beteken, ons moet twee mense wees wat aan mekaar die autoriteit gee om in mekaar se lewens te kan inspreek. En nie net vasval in die rolle en die maniere en ons tradisies waarbinne ons lewe nie. Ons moet mekaar mentor. As dit by ons kinders kom. Ek sit op oomblik vandag het ek die tweede keer 'n jong man gesien, 'n jong seun, hy's 16 jaar oud. Hy wil nou selfmoord pleeg. Hy is die aantreklikste, pragtigste, sterk jong man, sportief, intelligent, al hierdie goede. Hy sê, oom, ek haat my lyf, ek wil nie in hierdie lyf bly nie. Niks wat ek doen is goed nie. Nêrens is daar iemand wat vir my sê ek is spesiaal nie. Nou die ouers is nou al geskei, die pa is nou al met 'n nuwe persoon daar, en albei van hierdie verhoudings van die ma van een kant af en die stiefma aan die ander kant is geweldig alkoholmisbruik en al die negatiewe dinge wat daarmee gepaard gaan. So iewerster moet ons die vraag vra, is dit oukei dat hierdie manier van lewe net al hoe erger word? Of is daar iets wat ons teen dit kan doen? En die kwessiekie van mentorskap gaan eenvoudig net daaroor, ek en Karen kan nie 'n duik maak nie, ons kan hier en daar 'n huwelik wêreld in die groot spektrum van wêreld van waar mense is. Ons kan mense help, ja, verseker daarbeur. Maar ons het nodig om meer mense te kry, om deel van hierdie familie te word, om mense te kan help. En ja, kom ons nie nou verder gaan daaroor nie, die begrip is eenvoudig daar gestel. As ons praat van wat ons regtig wil regkry in die hele proses, kom ek verduidelik wat ek praat van die geestelikheid en die evangelie van Christus, of die koninkryk van God. Mense gebruik die begrip van koninkryk redelik los, en dit beteken iets magies vir ons, maar ons verstaan nie eintlik wat dit beteken nie. Koninkryk van God beteken net eenvoudig dat hy die koning is van die wêreld waarbinne ons lewe, ons sy onderdane is. En as ons dit is, dan beteken dit, volgens God se woord het hy gesê, ons is die slawe van hom. En dan sal julle onthou, hy het op 'n stadium het hy gepraat daarvan om te sê, maar as ek die meester is en my slaaf is saam met my op reis, en ek kom by my blyplek uit, gaan ek mos nou nie my eie bed opslaan of my eie tent en my eie kos maak nie. Die slaaf moet my eers bedien, tot ek in die bed is en slaap, dan kan hy eers water drink en hy kan eers vir homself sorg. 'n Slaaf het nie 'n reg om 'n naam eers te hê nie. Nou as ek nou praat van 'n reg om 'n naam te hê, lewe ek in 'n lewe waar die regte wat kinders hulle self toeëien, is iets verskrikliks. Dan moet ek vir myself die vraag vra, as dit is wat met die jeug gebeur, die jong mense, die volgende generasies wat moet oorneem van ons af, wie het hulle geleer om dit te doen? Ek het vroeër in hierdie week met 'n dame gepraat. Sy het 'n 14-jarige seun wat haar vloek met woorde wat ek amper nie eers aan gedink het al nie. En hy klap haar deur haar gesig dat sy styer. En al wat sy doen is, ek verstaan nie hoekom doen my kind dit nie. Ek weet nie waar hy dit geleer het nie en my man wil hom nie tugtig en hom my beskerm teen hom nie. So dis hoe sy lewe met hierdie kind. En sy is
uitverkoop aan Jesus Christus. Haar kennis van die woord van God is wyd, daar's geen twyfel daaroor nie. So, dis die tipe wêreld waar ek en Karen graag wil begin inspreek en sê, kan ons nie iets anderster daar plaas nie. En dit wat ons daar wil doen is eintlik reeds nie kennis nie. Dit gaan oor die praktiese toepassing van hierdie kennis. En vir ons, en ek sê dit rondborstig baie duidelik vir elke een daaroor, dis nie asof ons nie uitdagings in ons lewe het nie. En as ek praat van uitdagings, kom ek gebruik nou maar die regte woord. Ons beklei ook. Ons sit ook vas. Maar wie wat ons poging tot dit is dat die oomblik wat dit gebeur, is dit 'n onmiddellike inskerping van die Heilige Gees van God wat ons lei. En ek wil hierdie ding vir julle doen net as 'n inleiding gee en die prentjie daarvan wil ek graag in jou brein vasmessel daarin. Ons lering oor die Bybel en vir my en Karen huweliks fokus oor die huwelik is 'n geweldige praktiese lering wat gebaseer is op 'n verantwoordelikheid wat ek moet vat vir myself. En die verantwoordelikheid is geskool in lyn met God se plan, wat is 'n man se rol, 'n vrou se rol en al die ander praktiese beginsels daaroor hoe ons moet lewe. Maar een ding wat ons dalk in die verlede nie sterk genoeg beklemtoon het nie. Ek kan nooit net dink ek kan die goeders in die huwelik reg doen en Karen moet dit net reg doen, dan's ons op die heilige plek. Ons is reeds nog nie daar nie. Hierso is my rede. As jy dink aan Jesus wat ons geroep het en hy het gesê gaan dan heen maak disippels van die nasies in Jerusalem, Judea, Samaria en die uithoeke van die aarde. Dan sê ek dis die kommissie wat hy op ons geplaas het. Ons moet disippels gaan maak. Maar kom ek vra vir jou, hoe werk jou kop? Want vir my wat in Junie 1994 'n ontmoeting met Jesus gehad het, dit was soos die bakermat van my hele lewe. Die middelpunt van waar ek koersverandering aangebring het en nou stap ek 'n nuwe pad. Maar dit skep half die indruk daarin dat ek het nou gearriveer, ek het hierdie groot verlossing van Jesus gekry. Ek is 'n kind van God, geen twyfel nie. En nou beoefen ek my godsdiens en ek bekwam myself en ek leer daarin. Maar ek wil 'n ander prentjie by dit skakel. En dit is, as ons na die wetenskap gaan kyk, dan sit hierdie mense dag vir dag en hulle doen navorsing oor die kleinste en die grootste en die interessantste dinge van die wêreld, wat hulle nog nie eers weet wat bestaan nie. En hulle hou aan soek, tot hulle iets kry. Nou as God vir ons sê, soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en dan sal ek al die ander dinge by jou voeg. Dan sê ek, wat is daai koninkryk? Want in my opinie, is as ek die koninkryk van God moet soek, dan beteken dit ek moet die plek soek waar ek die vermoë het om so intiem 'n verhouding met God te hê, so gehoorsaam aan sy woord kan wees, nie dat gehoorsaam met my die ewige lewe gee nie, maar in opdrag van God sy opdragte uitvoer, dat die beloftes wat ons in God se woord kry, van sy beskerming, van sy voorsiening, van sy betrokkenheid. Ek vra in elke liewe sessie wat ek doen met mense, vra ek, wat se wonderwerke het God al in julle lewe gedoen? Min mense tot geen mense kan my antwoord nie. As ek vir mense vra, wat is die laaste skrifgedeelte wat jy ervaar het die Here vir jou gee vir jou lewe? As ek vir mense vra, wanneer laas het God met jou gepraat en iets spesifieks vir jou gebring? Het jy profesie oor jou lewe gehad? Niemand kan daai vrae beantwoord nie. Die wat dit wel kan beantwoord, sal vir my sê, maar dit was hierdie skrif en hierdie geskrif, en as ek dan sê, hoe het dit prakties geword in jou lewe, dan sit hulle met 'n mond vol tande en hulle kan my nie antwoord nie. Nou ja, omdat mense na my toe kom vir huwelik seer en emosionele seer en fisiese seer en al hierdie dinge, kan dit 'n vals beeld wees as ek hier weergawe gee van wat ek van mense afkry. Maar dis my punt. Dis om by 'n plek te kan kom en sê, as ek in oorwinning staan in my huwelik, en Karen voel sy staan in oorwinning in haar huwelik, ek het nog niemand gehoor wat vir my 'n prentjie gee om te sê, ons sukkel met ons huweliksverhouding, maar ons het 'n mentor in ons lewe, wat 'n huwelikspaartjie is, wat gelukkig is, wat die Here dien, en wat werklik in die oorvloed lewe nie. Almal kan vir my baie voorbeelde gee, van iemand het dalk een ietsie daar, en iemand het een ietsie daar. Nou sê ek, as ek nie 'n voorbeeld het om te volg nie, hoe gaan ek weet waarheen ek moet gaan?
En julle sal weet, meeste van ons praat maar oor wat die impak daarvan is, oor die voorbeelde wat ek in my kinderlewe gehad het en waar dit my heen vat. So, sommer net inleidend. As ons praat van mentorskap in die lewe, dan sê ek, my wêreld van wat ek bedoel met mentorskap, is dat ek sê julle baie graag wil toelig in Karen ook en toerus, met 'n vlak van kennis oor God se woord en die toepassing van God se beginsels in die huwelik. Maar die manier wat ons dit wil doen, is bedoel daaroor dat 'n boom word geken aan die vrug wat hy dra. As mense in berading by my sit en ek het hulle 'n huiswerk gegee en die volgende week kom hulle terug en hulle was te besig en hulle kon dit nie gedoen het nie, dan gaan ek nie verder met die proses nie. Want wat help dit as ek nog 'n lesing en nog 'n versie en nog 'n iets doen en as hulle klaar is dan sê hulle, "Wow, dit was verskriklik lekker," maar die verhouding het nie verander nie. Die emosies het nie gesond geword nie. Die vermoë om deur die Gees van God gelei te word en te oorheers wat my behoefte en my siening van die wêreld is, dit verander nie. Ons bly terugval in die verslawende plek om maar my manier, my wat ook al te doen in hierdie lewe. So ek sal graag wil gaan en vir julle die kursus aanbied. Baie van julle weet ek al was op 'n seminaar gewees en dit op 'n ander manier miskien aanbied oor die wêreld om dit prakties te kan toepas in jou eie lewe eers. En ek daag julle baie uit om te sê dit wat ek ons leer en jy wat gaan en dit vat en dit begin toepas in jou lewe. As jy voel daar's 'n toepassing wat jy doen en daar's geen reaksie daarop nie, daar's geen sukses daarin nie, wil ek graag hê julle moet terugkom na my toe. Dat ek dalk verder dit duideliker kan stel of verduidelik of selfs die lering verander dan as jy sê dit pas nie toe nie. Ag, dit werk nie prakties nie. In ons lewe, omdat ons dit 'n leeftyd lank doen, het ons baie gevalle waar huwelike nie werk nie, waar ons uiteindelik met mediasie mense help om uiteindelik maar te skei want hulle vernietig mekaar net. Maar ek kan julle verseker, ons het geweldig baie suksesverhale van mense wat letterlik huis toe gaan, gehoorsaam hierdie goed gaan doen, hulle eie identiteit skuif en verander om gehoorsaam daarin te wees en oorvloedslewens het. Mense wat al geskei is wat weer getrou het. Mense wat al uitgetrek het by mekaar, van buiteegtelike verhoudings af tot watter verslawings ook al. Die Here genees, die Here maak gesond, die Here herstel. En hy herstel op 'n manier wat werk, nie die skynwêreld van herstel nie. So as ek oor hierdie dinge praat en sommer net 'n prentjie gee van waar ek wil heen gaan met julle, ek sou graag ook elke aand wil aanbied. Ek is baie bewus daarvan dat tyd 'n geweldige groot rol is. Ons is moeg. I get that. So ek gaan na die beste van my vermoë probeer om nie langer as 'n uur besig te hou nie. As daar van julle is wat dan voel dis nou genoeg, julle wil gaan, is julle welkom. As daar van julle is wat 'n gesprek nog wil voer of wat vrae wil vra of wat wil terugvoer hê oor goeders wat ek in die vorige sessies gepraat het, dan sal ek nog 'n rukkie aanbly daaroor. En as dit bietjie te laat gaan, sal ek met grootste liefde die volgende dag of in die week wanneer jy jou plaas, weer 'n sessie met jou aansit om verder te doen. My punt is, ek wil jou nie net leer nie, ek wil jou toerus. Ek wil hê dat ons die groter prentjie van God se beginsels in die Bybel moet raak sien. En dit gaan altyd daaroor dat, ek spring in my kop net die gedagte daaroor. Vergifnis is seker die onderwerp wat die meeste oor geleer word, meeste oor gepreek word en gepraat word dwars oor. En die hoeveelheid mense wat ek al in my lewe gekry het, wat vir my sê, daar was 'n groot krisis, ek het vergewe en nou is die verhouding herstel. Nou is die pyn weg, nou is die herinneringe weg, ek is nie meer gebind daaraan nie. Die persentasie is verskriklik klein. En ek verstaan nie wat die probleem daar is nie. Want meeste van die mense, ek dink nie ek sien ooit mense wat nie in Jesus glo nie. Ag, dit het al gebeur, maar dis so min, ek kan dit nie eers kwantifiseer nie. So daarom sê ek, wat leer hulle dan? Hoe verstaan hulle dan? Wat is hulle eie studies wat hulle doen of navorsing wat hulle doen om beter te kan verstaan? Die hoeveelheid mense wat vir jare by sielkundiges sit. En dan kom hier en dan sê hulle, maar ek het my sielkundige en ek is al so lank daar. Dan sê ek, okay, wat het jy al oorwin van dat jy daar is? En dan is dit bitter min en bitter klein. Nou hoor my asseblief goed as ek hierdie dinge sê. Ek raak nie 'n ander beroep af nie en ander mense wat doen nie. Ek vertel net wat kry ek
in my beradingsentrum saam met Karen in die wêreld. Dis die rede hoekom ons begin het en sê, kan ons nie meer mense oplei nie, om letterlik te gaan, man, ek het nou al geleer van die Here af, as jy jouself beskikbaar stel, dan stuur hy mense oor jou pad, want jy hoef nie eers te dink jy moet iets spesifieks begin nie. Hy stuur net mense, want hy kan jou vertrou daarmee. So dat dit, hoe verder jy gaan met die kursus, dat dit meer oor jou pad sal kom, in jou werksomstandighede, in jou gesinswêreld, en in jou kerk, waar jy is, waar jou kinders op skool gaan, enige van hierdie plekke, is om net die woord uit te sit. En ouens, asseblief tog, ons moet tog net vir mekaar sê, jy het nie nodig om nou eers die Bybel 5 keer deur te lees en nou 10, 20, 30, 40 versies te kan ken ensovoorts nie. Wees jy net beskikbaar. Wees 'n getuie van wat God in jou lewe gedoen het. Dis al wat hy van ons vra. En dan sê hy, die Heilige Gees sal jou herinner aan wat jy moet sê, wanneer die tyd kom om dit te kan doen. So ons gaan praat oor hoe ontwikkel ons geloof tot op daai plek wat ons regtig vir Tafelberg kan sê om in Valsbaai in te spring. Ons gaan op die plek kan kom en sê, waar is jou intieme verhouding met Christus, met die Gees van God op so 'n vlak, dat die irritasiekies en die frustrasiekies wat in 'n huweliksverhouding so wele groei, dat dit jou nie eers meer kan raak nie. Want jy en jou maat is albei in 'n ander dimensie van net lief hê. Hoekom dink ons sê die Here die liefde bedek alles? Sit jy in jou huwelik en jy sê dit werk vir jou daaroor? Wat beteken dit regtig? Want as hy alles bedek, en hy sê vir ons in Romeine 12, ek het te veel gepraat vandag, my woorde is op, maar hy gee vir ons die boodskap daarin, dat die balk en die splinter relevant is, dis 'n Matteus beginsel daaroor. Dat jy dit in iemand anders se oog soek, bedek mekaar se sonde met liefde, dis wat Romeine van praat. Om op 'n plek te wees dat wat Karen nou kamptig doen of nie doen volgens my interpretasie nie, dit funksioneer nie meer nie. Dis nie meer relevant tot 'n verhouding nie, want ons lewe in die Gees van God. So ons gaan baie praat oor hoe om dit prakties te maak en aan die gang te kry. Ok, ek dink dis lank genoeg gepraat sommer net oor waaroor dit gaan en hoekom wil ons julle graag uitnooi om deel van ons familie te word en ons groei saam en ons leer saam en ons ontwikkel saam tot eer van God. As ek dan praat van die eerste wêreld waar ons mee wil wegspring, en dit kontak ek nou aan julle handleidings in die eerste beginprentjie daaroor. Ek onthou toe ek my basiese opleiding in die weermag gedoen het in 1977, toe ons by kaartlees kom in die opleiding, toe was dit 'n ding wat ek nou baie maklik gesnap het en onder die knie gekry het. En nou staan ons in die veld iewerster, daar's 'n basis, ons slaap sommer net in die modder in die grond in die bosse nou om ons nou sterk soldate te maak. En toe die instrukteur nou klaar vir ons die kaartlees lesing gegee het, toe gee hy nou vir ons ruitverwysings van 'n klomp plekke wat ons nou moet omgaan en gaan kry daaroor. Nou ek was so seker daaroor dat ek nou 100% gaan skoor vir hierdie ou toetsiekie, want dit was nou kindergarten stuff vir my gewees. Ek is sommer so onder die eerstes wat al klaar gemaak het met die hele ding, en ek kom daar en die instrukteur kom na my toe en hy kyk toe na my punte, sê toe vir my, okay, jy het 90%. Ek sê dit kan nie wees nie, want ek het alles geweet. En hy sê vir my, waar het jy begin met die kaartlees? Ek sê hier, hy sê waar's hier? Ek sê hier, die basis. Hy sê nee, die ruitverwysing sê by daardie bo moes jy begin het. So die eerste ding wat ons moet doen en moet verstaan, en ek praat nou meer met julle as 'n individu voor ons nou praat oor hoe jy kliënte moet gaan werk daaroor. Ons moet op die regte plek wegspring. Ek het nou net voor ek hier by julle kom sit, het my laaste sessie vir die aand klaar gemaak, en hier sit 2 mense wat nou 'n maand lank getroud is. En sy is hoogs ontsteld oor wat haar man doen, of nie doen nie, want sy het kommunikasie nodig. En nou sit sy hier, en sy kan haarself nie so ver kry om vir my te sê wat haar probleem is nie, want sy wil nou nie haar man in 'n slegte lig stel nie. So kan ek asseblief vir jou sê, hier in hierdie wêreld, doen ons nie daai ding nie. Hier is nie 'n wêreld om mekaar se gevoelens te beskerm en saggies met mekaar te wees nie. Dis hoekom die wêreld lyk so wat hy lyk, want ons wil te nice en te cute wees. So die kaartlees beginsel is om te sê, vir jou moet ons by die plek begin wat sê, hoe lyk jou verhouding regtig waar? Eerlik tot op die been toe daar, nie die heilige goeters nie.
Nie die wêreld waar ek onderliggend hoogs geïrriteer is met Karen, maar ek praat maar nie daaroor nie, want ek is mos 'n man van God. Hierdie goed behoort my mos nou nie te pla nie. En ek wil haar nie onder die bus gooi nie. Nou die voorveroordeling, die prejudice wat ons in die lewe het. Hierdie binne sondetjies wat ons so koester en emosies wat ons so wegsteek vir die mense. Daai goeters se chaos, ouens, dit is iets skrikwekkends hoe dit veroorsaak. Hoekom? Want die oomblik wat ek net iets negatiefs in my hart koester heens enigiemand anderster, verander my gesindheid heens daai persoon. En 99% van die kere, hoë getal van die kere, wanneer ek met enige iemand konsentreer, hoor hy eers my gesindheid voor hy my woorde hoor. En wanneer ons in 'n huweliksverhouding staan, kan ons die oulikste glimlag opsit en ons kan die mooiste woordjies gaan kies. As jy 'n stukkie negatief in jou hart het, gaan jou maat iewerster daar optel. Hulle gaan dit besmoontlik nie kan verwoord nie. So die punt is, ek wil julle uitnooi om nou in die komende week, vir die van julle wat dalk nog nie handleidings en boeke gekry het ensovoorts nie, Karen sal opvolg môre weer en seker maak dat almal van julle dit het. Maar die prosesse is, daai eenheidsevaluasie wat op die eerste bladsy is, die van julle wat hierdie kursusse al saam met ons gedoen het, gaan doen hom weer. Gaan doen hom krities. Gaan begin by jouself as ek praat van julle commitment aan mekaar. Toets jouself. Hoe ernstig is jou commitment teenoor jou huweliksmaat? En wees eerlik met jouself en vir jouself 'n punt te gee. En om dan te kan dink oor wat jou maat is en die gesamentlike ding daar te sê, toets jouself op jy die regte bladsy is. En uit die aard van die saak, natuurlik kan ek nie verwag dat almal van julle altyd 2-2 en 'n volle paartjie hier gaan wees nie, of dit raak sien daarin nie. Maar julle ouens wat dit alleen doen, as dit net vir jou is en vir jou eie edifikasie, dan prys die Here, ek het nie 'n probleem nie. Maar as daar van julle is wat dit in julle huweliksverhoudings moet doen, ouens, ons kan nie lieg oor hierdie goeters nie. Ons kan nie mekaar se gevoelens wil beskerm nie. Ons moet regtig die eerlikheid praat oor wat ons wil hê daarin. OK. As ons dan ter inleiding gou 'n bietjie praat oor die wêreld van die huwelik en waar die huwelik sit, hoekom die huwelik daar is, wat verwag God moet ons met hierdie huwelik doen? Dan sê ek, wel, ons kry genoeg skrif uit die Bybel uit dat God sê, en Jesus kom deur sy 4 evangelies en sy vertelling van hoe hy op aarde was en die 4 evangeliste se verskillende maniere om dit weer te gee, is die beginsel eintlik, wat was die groot boodskap wat Jesus vir ons wou kom leer? Ag, en meeste van ons is geneig om te praat oor die liefde, en ek stem saam daarmee. Maar onthou, ek hoor ook baie mense wat sê, hulle eerste prioriteit is God, of Christus, of Jesus. En ek sê, daarin lê daar vir my verwarring, want ons almal weet God is die skepper van die aarde. Maar wat maak dit saak? Want dit moet tog gaan dat nommer 1 prioriteit is my verhouding met daai skepper God van die heelal. En dan moet ek nie net sê, en die tweede is my huwelik nie, dan moet ek eers stop daaroor en sê, OK, wat beteken daardie verhouding wat jy met Jesus Christus het vir jou? Wat het al verander in jou lewe? En ek sit bietjie met 'n dilemma daaroor, want mense is geneig om in die rigting te gaan van om te groei in Christendom of in die koninkryk van Jesus Christus, gaan eintlik direk daarmee gekoppel wees oor hoeveel ken ek van die Bybel, hoe ek meer suksesvol raak in die lewe, hoe ek beter met my kinders optree of beter met my vrou optree. Ek sê, ek dink die beginsel is dat as ek praat van God en Christus wat my eerste prioriteit is in my verhouding, gaan dit oor hoe ek groei in my verhouding met hom. En dan beteken dit nie ekskuus, ek wil dit nie negatief laat klink nie, maar dan hierdie wêreld waar ek vir 3 ure in die oggend in die teenwoordigheid van God sit en dit was die mees heiligste ervaring en die Heilige Gees was so betrokke daar. Ek prys die Here vir 'n wonderlike geleentheid daaroor. Maar as ek klaar is daarmee, wat kry my gesin van my af? Wat kry die mensdom van my af? En dis waar die dilemma inkom. Want ek vra, is daar mense in jou lewe wat vir jou voorbeeld is as 'n kind van God en 'n volger van Jesus? En ek kry min mense wat ja sê op daai antwoord. So wat daarvan om op te hou soek na die mense wat ons mentor is, wat 'n voorbeeld is, en begin te werk na ek is die voorbeeld. Ek is die ou wat nou hier so staan. Ek moet daai voorbeeld wees.
En wat sou die tekens wees dat ek 'n voorbeeld van Jesus Christus is? As dit dan nie nommer 1 is, dat ek net die beginsel van een van die gawes van die Gees is selfbeheersing. Dat ek nie net my eie emosies en my eie drifte kan beheer deur selfbeheersing nie, maar dat ek die emosies wat hierdie optrede getrigger het in my lewe, kan wen in my lewe, dat dit nie meer 'n trigger is in my lewe nie. So ek glo dat die hele beginsel van 'n verhouding met God en dit wat hy vir ons kom leer deur sy Bybel gaan oor daardie verhouding. Dit gaan daaroor dat ek in God se teenwoordigheid moet lewe. Nou vra ek vir myself die vraag af, as ek na myself moet kyk, hoe ek optree oor die algemeen, my normale dagtaak wat ek het, hoe sou dit verander as ek een oggend 'n klop aan die deur hoor as my wekker afgegaan het en ek maak oop en hier staan Jesus voor my. En hy sê, seun, ek het net hierdie dag 'n bietjie saam met jou kom lewe. Hoe gaan ek my dag dan lewe? Gaan dit dieselfde dag wees wat ek gister gedoen het of gaan ek ewe skielik nou ander wees? En daai anders is mos nou baie keer daaroor dat ons het mos hierdie heilige stappies en hierdie heilige praatmanier met mekaar, want ons moet daarom daardeur vir mense sê ons is heilig of ons is volgers van Jesus, daai tipe van wêreld. Ek dink dit behoort dieselfde te wees. Want die realiteit is dat hy elke dag by my is. Dat hy elke dag saam met my is. Daar waar ek alleen is, daar waar ek dink niemand my sien nie. Hy sien, want hy's daar en hy weet wat ons doen. En wat maak dit aan ons as ons dit so bedink? Is daar iets in ons wat sê, jette tog, dan moet ek dalk hierdie optrede of hierdie manier of hierdie verslawingkie of wat dit ook al mag wees, dan kan ek dit mos nou uitsorteer. Dan kan ek mos klaarmaak daarmee. Wat van ook weer dinge wat ek nou onlangs in berading gehoor het om te sê, maar ek kan nie help dat ek so is nie. Want ek was nog so gewees toe my maat my ontmoet het en besluit het om my te trou. So hoekom moet ek nou verander? En dis interessant dat daai tipe van persoonlikheid sê, maar as jy in jou verhouding dinge doen wat jou maat se hart breek, is dit nie genoeg rede vir jou om te verander nie. Dan kan jy sien in die wil nie sê manne en die mense se oë dat die verantwoordelikheid om te verander is te groot. Hulle wil nie daai ding vat nie. Hulle bly liewer daarby en sê ja, dis moontlik en dit kan dalk wees, maar ja, en dan doen hulle niks nie. En hulle bly in dieselfde plek. Iemand het nou die dag vir my gesê, nee, wat ek sal glad nie kan verander nie, want my pa was ook so en my oupa was ook so gewees. Sê ek, wel, daai is die dinge wat ons deur hierdie kursus en deur die lering gebreek wil kry, om te sê, daar kan geen verskoning wees vir ons, om nie meer soos Jesus te raak nie. Die verskonings wat die meeste suksesvol gebruik word oor die algemeen, is om te sê, ja, maar dis jou interpretasie van die Bybel en ek verskil daarvan. En dit bring my dalk ook nou by 'n ander negatiewe ding wat ek net wil noem. Kyk, die koinonia en die gesin van Christus wat hy moet lewe, daar's geen twyfel daaroor nie. Maar ek hoor so baie kere die manier wat omgeegroepe of selgroepe, wat ons dit ook al mag noem, wat hulle funksioneer, is dat almal kom by mekaar, ons doen die koffie en die tee ding, en dan doen ons die Bybel lees ding en die gebid ding, want daar's nou ou wat die leier is van die groepie, en hy doen al hierdie goeters. En dan, as hy dit nou klaar gedoen het, dan kry elkeen 'n kans om te praat oor sy interpretasie van daai skrifgedeelte en hoe hy dit prakties maak in sy lewe. En dan wonder ek, maar moet ons nie eintlik praat oor wat het God bedoel met daai skrifgedeelte? Verstaan ons die opdrag of die beginsel wat hy wil gee? Verstaan ons dit reg? Ons het mos nou lering nodig daaroor. Wat is jou interpretasie? Wat het dit met die prys van eiers uit te waai? So, in daai wêreld, as ek dan 'n bietjie afskaal net vir die laaste 20 minute, praat waarna ek wil kyk, en natuurlik is die proses dat julle die notas en julle handleidings vat en dit 'n huiswerkstuk raak, dat julle suk en deur dit gaan die skrifbeginsels lees, nie net 'n Bybelversie lees nie, om dit met mekaar te sit en bespreek, om die hele hoofstuk te lees, om 'n verklarende gedeelte van 'n Bybel te kry, 'n kommentaar van relevante persone, om te hoor, hoe is die interpretasie, wat beteken dit, wat is die werklike betekenis? En dan praat ons uit die aard van die saak, die logos en die rema van die skrifbeginsel.
Wat het dit bedoel toe die skrywer dit geskryf het hoeveel jare terug? En wat is die toepassing vandag in 'n ander moderne, totale vreemde wêreld? Hoe pas ons dit toe? Interpreteer ons dit in daai wêreld? En natuurlik, hoe pas ons dit toe in ons huweliksverhoudings? So die wêreld wat ek in wil begin oor God se skepping en dit wat hy vra vir ons in hierdie wêreld is iets wat ek dink dis amper die belangrikste wegspringplek vir ons om te verstaan wat God oor praat. En dit is om te verstaan dat my wêreld waar ek wegspring, daai eenheidsevaluasie dokument wat ek van praat, my kaartlees ding, ek moet op die regte plek wegspring. Die regte plek is, wat het God bedoel om die mens mee te maak? Wat was sy plan vir die mens? Wat was sy prentjie wat hy wou gehad het daaruit? En ouens, dis eenvoudig, ons kan nou baie diep en ingewikkeld raak in die proses. Hy wil 'n verhouding met ons hê, en hy wil hê ons moet daardie verhouding na ander mense toe vat. Simpels dit. En om verder te gaan debat voer, ja, maar hoekom dit en hoekom dit, hierdie is vir my genoeg net om tot daar te gaan. Om 'n verhouding te kan hê, beteken dit, ek het nodig om te verstaan dat God my gemaak het na sy beeld en gelykenis, dat ek soos Jesus Christus is, soos God is wat my gemaak het. Hy het dit kom wys toe hy Jesus na die aarde toe gebring het, deur die liggaamlike mens en die selle proses daarin. Maar ons is na God se beeld en God is 'n geestelike God, daarom is ek eerste primêr 'n geestelike wese. Ek is net besig met 'n vleeslike ervaring terwyl ek op hierdie aarde is. Ek is nie vlees nie. Dis net die voertuig waarbinne ek sit. Dan sê ek, okay, wat het hy dan nog gedoen? Wel, hy het vir Adam aan die slaap gemaak en dan het hy stof bymekaar gesit, grond, maak nie saak wat nie. En dan het hy sy asem daarin geblaas, die Heilige Gees, asem, die krag van God wat Jesus uit die doodheid opgewek het hy binne in hierdie stof ingeblaas. En dan word hy Adam in die lyf. Nou het hy 'n gees en hy het 'n lyf, maar nou het ons 'n operating system nodig. So wat doen hy? Hy gee vir ons die siel. En die siel word gehuisves binne in die orgaan wat die brein genoem word, maar hy is eintlik om dit wat eintlik kwantum energie is, wat my denke is, wat my wese van mens is, maar daar binnekant lê my wil en my denke en my emosies. Nou die interessantste navorsing wat ek die laaste nou gelees het oor verslawings, en ek gaan haal dit nou ver, is direk die gevolg van jou wil. Ons sê dat die grootste verslawing lê in die verslawende effek en die goedvoelhormoon dopamien. Maar in werklikheid onder die dopamien lê daar nog steeds jou eie wil. En daarom is dit die realiteit dat ek werk baie met verslawings in my lewe. En as 'n persoon by my kom sit en ek kan in sy gesprek hoor dat hy regtig wil gesond word, is my werk baie lig. Want sy wil vat om op hierdie pad om te gaan doen. En as ons praat van verslawings, praat ek ook daarvan in die verslawing wat hierdie jong seun het. Verslaaf daaraan, dink hy is nie goed genoeg nie, nie spesiaal genoeg nie, nie aantreklik genoeg nie. Dis 'n verslawing, want ek het dit nie gelos nie. Want hy was geprogrammeer vir te lank met die negatiewe hormone in die proses. Maar om terug te kom na hoe God ons gemaak het, hy het vir ons hierdie lyf gegee, ons is gees, siel en liggaam, hy het vir hierdie liggaam sintuie gegee om met mekaar te kan sien, hoor en voel, om te konnekteer, en hy het daarmee saam vir ons eintlik maar 'n hormoongedrewe wese gemaak om deur die voel goed en die voel sleg hormone gedryf te word. Dis sê ek, as ons daai dinge hoor, en ons praat op die seminare baie daarvan, om te sê, goed, dan het ek my vrou ontmoet op grond van wat ek gesien het, en toe het ek gepraat, gehoor het, en toe het ek aan haar gevat, gevoel het, en al drie daai kompartement, daai gedeeltes, het vir my brein dopamien gegee, wat vir my so goed laat voel het, dat ek die keuse gemaak het om te sê, ek wil met mekaar en deur mekaar raak, ek wil haar gaan persoon in my lewe, en sy dieselfde met my. Dus sê ek, daarin lê die krisis van die lewe, want as ons dan vir mekaar sê, ek en Karen het met mekaar getrou op grond van die liefde wat ons van mekaar af ontvang het. Sy het dinge gedoen en maniere gelyk wat my laat goed voel het. So waarom het ek die eerste keer met haar beklei? Want sy het iewerster opgehou om die dinge te doen wat my laat lekker voel, of sy het iets anderster gedoen wat nie die dopamien doen nie, maar die veg en die vlughormone van
adrenaline en kortisol vrygestel het. Nou is ek ongelukkig omdat sy my nie gelukkig hou nie. Nou wil ek teruggaan en vir haar sê, gaan doen weer daai dinge wat my gelukkig maak. Dis waarom ek sê, dit is waar huweliksmoeilikheid begin het in die eerste plek in jou lewe. Want ons het op die verkeerde plek begin. God het nooit in sy Bybel gesê dat ek liefde moet ontvang van iewers af nie. Hy het gesê ek moet liefde gee. Ek moet gaan dien, ek moet 'n slaaf gaan wees. Dit is wat Christendom is. En as jy nou mooi gaan dink, is wat leer die wêreld ons? Die wêreld leer ons om verskriklik hard te werk, om verskriklik baie geld te maak. Want dis iets wat ek gaan haal, wat vir my dopamien gee. Die wêreld sê, die speelgoeders wat ons het, die genietinge wat ons het, is oorweldigend om vir ons die dopamien te gee. So ons soek die heeltyd dinge wat ek kan doen om my te laat goed voel. En God se opdrag is nee, ek moet my gees in jou plaas, dat jy gedirek word, dat jy beheer word deur my gees in jou, dat dit vir jou genoeg sal wees om te gaan werk vir my, om te gaan bedien en te dien in jou lewe, daai plek te kan doen. So die wêreld om uiteindelik dan te sê, okay, wat was die huwelik wat God dan ingestel het? Hoekom is die prentjie dan daar? Ouens, hy het ons doelbewus gemaak dat mans toe nou van Mars af kom en vroumense van Venus of andersom. Hy het dit bedoel dat ons so ver verskillend van mekaar is, dat ons moet verstaan die huwelikskor bedoeling is daaroor, dat ek daarin moet leer hoe om my eie behoeftes te kruisig, my eie sieninge, my eie waarhede, my eie verwagtinge, al hierdie goeders moet ek doodmaak en in die plek daarvan moet ek net vir Karen gaan bedien. Nou sê ek, as jy die vraag sou wil vra in jou huwelik om te sê, maar wat meeste mense sal sê, sjoe, daai eerste paar jaar was net maanskyn en rose en fantasties geweest. Dan sê ek, okay, dis wonderlik om dit te hoor, maar kan ek net seker maak daaroor, hoekom was dit so fantasties geweest? Sê ek, want op daardie stadium het ons mekaar soveel dopamien gegee, dat die een het uit sy pad uit gegaan om die ander een te laat goedval en daai een het teruggegee in die wêreld. Waar het ons moeilikheid begin? Waar het ons huwelik in die moeilikheid beland? Gewoonlik toe ons kinders begin kry, gewoonlik toe die nuwe huise paaiement nou moet deurgaan en nuwe bakkie moet deurgaan en die werk moet langer word ensovoorts. Die oomblik wat ons sukkel, die oomblik wat ons seer kry, die oomblik wat ons spanning en angs beleef, enige negatiewe ding wat ek beleef, word ek selfgesentreerd. Dan begin ek ophou om te kyk na ander mense, want ek moet myself nou red. Want ek sit in hierdie wêreld waar my emosies my so doodmaak en so seer maak, en niemand weet eers daarvan nie, want ek praat nie daaroor nie. Nou moet ek dit eers uitsorteer. Wat beteken ons liefde is 'n plek waar ek nie liefde kan gee, tensy ek nie goed voel om liefde te kan gee nie. En ek maak algemene stellings, is 'n groot prentjie, ek is seker van daar's baie mense wat dit ook reg kry. En nou sê ek, dis die prentjie. Jy het nodig om jouself te gaan ondersoek, tot op watter mate kan jy op daai vlak funksioneer? Kan jy daai liefde gee vir alle mense om jou, nie 'n huweliksmaat nie. Ek het nou die dag iemand gehad op maandag se radiopraatjie stuur iemand 'n WhatsAppie in toe ons 'n Bybelversie aanhaal en hy tik ons vinnig oor die vingers om sê maar dis 'n verkeerde aanhaling, dit beteken eintlik dit en dit en dit en daai tipe van ding. En ek sê toe nou na die tyd, want ek raak nie betrokke in sulke gesprekke nie, toe sê ek die skrifgedeelte wat ons aangehaal het, praat Paulus letterlik van die man en van die vrou en hoe hulle met mekaar moet werk. So daarom sê ek, kom ons nie te letterlik wil raak oor wat reg en verkeerd is nie. Paulus waarsku ons baie duidelik in die Nuwe Testament en hy sê, hoorie, moenie in twis vra met mekaar oor die evangelie word. Moenie eers so toe gaan nie, moenie eers probeer praat daaroor nie. So, wat ons praat oor interpretasie is, vang die groot prentjie. Wees versigtig om in te wil zoom en al die detail te wil gaan soek. Zoom uit. Kry die konteks eers in plek. Die oomblik wat ons konteks verstaan, dan kan ons gaan en al die nitty-gritty en die goeders, die klein gaan uithaal daaroor. So kort en lank sê ek, okay, ons het nou hierdie huweliksverhouding. Ons verstaan wat God bedoel het die verhouding moet wees. Dit gaan daaroor dat ek 'n verhouding met Jesus Christus het. Karen het 'n verhouding met Jesus Christus, ekskuus tog. En ons vat daai liefdesverhouding met God en ons lewe dit na mekaar toe. En van daar af syfer dit af na die kinders toe. Dis geestelik, dis goddelik.
Sê ek, okay, waar kom die negatiewe emosies vandaan in die wêreld? Waar kom vrees, angs en bekommernis en al hierdie dinge vandaan? Sê ek, wel, 2 Timoteus 1:7 sê vir ons baie duidelik, God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Sê ek, as dit is waarmee ek geskape is, dan beteken dit as ek die krag van die Heilige Gees in my het, dis die krag, die dunamis krag van God. As ek die liefde van Christus het wat hom so ver gekry het dat sy liefde veroorsaak het dat hy aan die kruis kom sterf het vir ons. En dan die laaste ene, die selfbeheersing, dan beteken dit ek het baie meer die verantwoordelikheid oor my lewe as wat ek eintlik regtig besef. Want ek weet nie van jou nie, maar ek het in 'n huisgesin groot geword waar die manier wat my ouers my geleer het om die Here te dien is baie vinnig. As ietsie net nie reg is nie, dan bid 'n mens daaroor en God sorteer jou probleme vir jou uit. Of hy vat dit weg. Ek het nooit geleer dat God my toerus om dit self weg te vat. Ek onthou in die mannekampe wat ons so baie jare gedoen het, met een nou eendag gesê, dit is alom bekend dat God op drie maniere met ons praat, maar hy glo daar's 'n vierde manier ook. En hy sê toe die eerste 3 maniere is as jy met God praat of vra, dan gaan hy either vir jou ja sê, of hy gaan vir jou nee sê, of hy gaan vir jou sê wag 'n bietjie. Hy sê maar die vierde manier is dat God sê, lees my Bybel, dan gaan doen jy dit self. So in daai konteks, in die wêreld van waar ons onsself bevind en wat God van jou en my vra daaroor, is om te sê, okay, as ek getrou het, dan beteken dit God wil hê dat ek my huwelik tot sy eer moet gebruik. Hy wil daai plek in my skep daaroor wat ek 'n voorbeeld gaan wees en wat ek ander mense gaan raak lewe daarmee, dat hulle ook so wil wees in hulle lewe. En daarvoor beteken dit, ek kan nie gaan en eintlik maar 'n fasade wil gaan ophou nie. Ek moet die genuine ding vir mense gaan opdis. En hulle regtig kan sien in hulle lewe daai tipe van wêreld. So, ouens, ek wil eintlik al begin klaarmaak daarmee, want die notas en die res van die lesing is maar eintlik daar om te gaan kyk. My versoek wat ek vir jou het, is om amper dieper te gaan soek in jou eie huweliksverhouding. Wat is daar wat ons lankal al besluit het om nie meer met mekaar te praat nie, want in die verlede het dit so baie tot konflikte gelei, dat ons nou liewer na die plek toe moet gaan en sê, kom ons gaan haal liewer daai geraamtes uit die kas uit. Ek lees nou die dag 'n mooi ding waar die persoon sê, om te kommunikeer met mekaar, nee, hy het eers gesê, om konflik met mekaar te hê, beteken 2 mense is in 'n geveg om mekaar verkeerd te wil bewys. Om 'n konflik, om 'n kommunikasiegesprek met mekaar te hê, beteken dit 2 mense is op soek na die waarheid van die situasie. En om daai ding te doen, beteken dit ons moet ons harte skoon kry. Ons moet iewerster in hierdie volgende week vir mekaar gaan vra of jou eggenoot wil iewers deel word van die kursus of nie. Is nie relevant nie. Dis om op 'n plek te wees om jouself te gaan vra. Is jou hart regtig skoon en rein teenoor jou eggenoot? Of is daar onderling hierdie kleiner nons dingetjies? En die probleem daarmee is die manier wat ek geleer het as iets nie heeltemal reg is in jou lewe nie, het die woord eintlik gesê, wel dan moet jy vergewe. Dan sê ek, wel op daai trant sal ek jou wil vra, as jy vergewe het, maak dit jou gesond. Maak dit jou hart veilig. Is jy nou regtig waar skoon en suiwer daaroor? Onthou, want as jou maat in die afgelope tyd nog nie verander het wat daai ding aanbetref nie, kan jou hart skoon wees as jou maat nie verander nie. As jy al hoeveel keer vir hom of haar gesê het wat die dinge is wat hulle doen wat jou seer maak en wat jou verwerp en afskeep laat voel, al die emosionele wêrelde daaroor. En hulle het either dit net afgelag en sê ek gaan nie, of hulle doen die ding om te sê maar wie wat ek vra jou om verskoning, ek is so jammer daaroor en ek gaan regtig probeer. Maar as jy oë uitvee, dan doen hulle nog steeds weer daai ding. En daai begrip bring my na die wêreld toe dat ons vir mekaar moet sê, maar is dit die waarheid dat as ek vir Jesus ontmoet het in my lewe en dis hierdie magiese plek in my lewe, is dit genoeg? En as ek dan in 'n lewe lei wat hierdie negatiewe dinge gebeur, wat die lewe net die slegste vir my opdis en ek verloor eintlik my vreugde daarin, is dit so dat ek moet dit nou maar net oorwin en ek moet nou maar net iets anders te doen daaroor,
Of is daar 'n plek waar Jesus kom soek allereers die koninkryk? Kom in my teenwoordigheid in. Kom na my toe. Kom in my, laat ek deur my gees in jou lewe daaroor. Wat is daai ander plekkie? So die boodskap wat ek eintlik net vanaand met hierdie ou kort inleidende praatjie vir jou wil gee, is daar's iets beter, hoor. As jy op 'n plek sit waar daar tog seer is, tog hartseer is, tot sleg is daaroor. Ek het net nou 'n oproep gekry van 'n baie goeie vriend van my wat sê sy vrou is in die hospitaal. Die kanker in die longe het erg versprei van die laaste keer af. Sy sukkel om asem te haal. Hulle is besig om biopsies te vat, ensovoorts. Hulle is nog 'n paar jaar ouer as ons ook. So dit wil lyk dit raak die einde van tyd in haar lewe. Miskien gee die Here haar nog 10 jaar, ek weet nie. Maar almal van ons gaan by daai plekkie kom. En as ons terugkyk op ons lewens, gaan ons luister wat Efesiërs 6 vir ons gesê het, toe hy gesê het, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng kan word. Het hy gesê dat lang lewe op die aarde is 'n seën. Het hy gesê die aarde is bedoel dat ons dit moet geniet. Kan ons dit geniet in die chaos van hierdie wêreld? Kan ons dit geniet met dit wat aangaan in ons regering, in ons land, in ons wêreld, en die werkloosheid, die crime wat daar so is, die geweld wat daar is? Kan ons dit geniet? En die Here sê dat as jy in my skaduwee staan, as jy onder my beskerming staan, gaan jy water uit putte drink wat jy nooit gegrawe het nie. Jy gaan druiwe drink van prele wat jy nooit aangelê het. Ek gaan vir jou beskerm in areas waar jy nie was nie. As jy dink aan die 10 plaae wat hy oor Egipte gebring het. Die Israeliete is elke keer kwytgeskeld en die laaste een was deur die bloed van Jesus gewees. So kan ons op daai plek lewe dat ons nie meer vrees het oor ons land nie, oor wat die toekoms gaan hou nie. Ek sê nou vir julle dat in my wêreld is elke liewe mens wat hier so is, almal het een enkele vrees in hulle lewe. Okay, almal is 'n wye prentjie, daar's dalk 'n paar van die ouens wat nou multimiljonêers is wat nie die vrees het nie. Maar almal het dieselfde vrees. Het ek genoeg om af te tree? Het ek genoeg om te sorg as ek oud is en vryel is en siek is en moeilikheid? Het ek genoeg gesorg of het ek nie genoeg gesorg nie? So daai wêreld is 'n slegte een. En ek promoveer daaroor dat om hierdie wêreld in te gaan op die manier wat God deur sy gees ons lei en ons saamdra, is bedoel daaroor dat vrees kan nie meer deel van ons lewens wees nie. Want ons geloof in Christus is groter as die vrees. Ons wêreld om te glo dat my kindskap in Jesus Christus en my verhouding met hom as persoon is so intiem dat hy letterlik alles wat goed is vir my wil gee. Ek luister nou die dag na 'n preek wat my seun in Amerika gedoen het. En hy maak die stelling om te sê, God se seën op ons lewens is nie 'n kraan wat hy oop en toe draai nie. Dis nie 'n plekkie waar hy sê, o, julle het vergeet nou en julle het nou nie Bybelstudie en julle het nou nie dit of dat gedoen nie, nou ek gaan die seën so 'n bietjie toemaak net 'n rukkie nie. Hy sê nee, die seën is oorvloediglik. Hy gaan net iewerster oor 'n tydperk, as jy nie iets vreesliks ervaar nie, is dit net in 'n wagtydperk wat hy het, totdat hy weer die water oor jou laat vloei. Miskien vloei dit elders op daai stadium dat jy dit nie ervaar nie. Maar sy volle genade koëffisiënt is altyd oor elkeen van ons. Sy volle teenwoordigheid is altyd oor elkeen van ons. En die slegste ding van die lewe wat vir my amper 'n hartseer ding is, wat ek alle paartjies moet leer daaroor, is dat God laat toe dat slegte dinge met my gebeur, omdat dit die enigste area is wat ek regtig leer. Ek leer nie as dit met my goed gaan nie. Ek leer nie, ja, ek bestudeer, ek doen 'n kursus, ek doen daai tipe van dinge. Maar iets persoonlik in my lewe, iets wat ek moet oorwin in my lewe, kom eers ter sprake wanneer die krisis daar is en ek kan hom nie hanteer nie. Dis in daai plekke wat ek my lesse leer en my paadjie met die Here anders ter begin stap. So ouens, ek gaan daar stop. Ek wil nie nou na 'n ander gedeelte toe gaan nie, daar's te min tyd oor. Kan ek vra dat die proses gaan wees dat julle handleidings vat, dat julle die eerste bladsy oor die eenheidsevaluasie gaan doen en jouself baie duidelik en ernstig gaan ondersoek daarin, en wat is daar in jou lewe wat jy kan verander, wat jy nie kan doen, op 'n ander manier kan doen.
Tweede gedeelte is God en die huwelik en wat het hy bedoel met die huwelik? Wat is die 5 beginsels van die huwelik? Wat beteken dit om regtig te verlaat, aan te kleef en een te word? Daai beginsels is deel van die prentjie wat ons moet ontdek. En as ons nou met hierdie kursus begin, dan begin ek met die kaartlees gedeelte om vir jou te vra, wil jy nie asseblief gaan en jou kennis, jou verhouding, alles wat jy tans het oor God se woord en oor dinge wat relevant is tot verhouding en uiteindelik die huweliksverhouding. Wil jy nie asseblief dit iewerster in 'n folder in jou brein gaan plaas en gaan save dit iewerster, ons gaan dit nie weggooi en verloor nie. Maar maak jou gedagtes net skoon in die lesings wat jy hoor en die lering wat jy kry en vat daai skrifbeginsels. Luister mooi wat ek nou vir jou sê. Moenie na die boek kyk en na Dion en Karen luister nie. Gebruik dit as 'n handvatsel, iets om te gebruik en regtig pynsend en in geloof by die Here gaan sit. En vra die Heilige Gees om vir jou te wys wat hierdie dinge in jou lewe beteken. En om elke oomblik wat jy daar is, hom in te nooi, oop te wees vir hom, ontvanklik te wees vir hom. En ons gaan later 'n bietjie praat oor hoe hoor mens regtig God se stem? Wat is die wêrelde as daar dalk iemand is wat nie heeltemal vertrou daarmee is nie? Ons sal daaroor praat. Maar dis jou wêreld, want die interessante ding is, as jy regtig jou hart kan stil maak en skoon maak voor die Here en letterlik wag op hom en vra vir hom in gebed dat hy deel word, dan het jy nie 'n lesing nodig nie. Dan sal hy homself openbaar aan jou, want hy sê ek laat my deur mense vind wat my nie eens gesoek het nie. Hoeveel te meer na ons wat na hom toe kom, na ons Abba, ons Daddy toe, om in 'n verhouding met hom te staan. So asseblief, moenie net bly by die teaching nie, by die notas nie. Moenie die fout maak om dit te doen. Die groot doel is dat jy deur hierdie kursus 'n dieper verstaan en intimiteit met die lewende God van die heelal het in jou lewe. Okay, tot so toe daar. Is daar enigiemand wat dalk 'n vraag het of dalk 'n aanmerking of 'n opmerking wil maak of sommer net saampraat? Die Here asseblief van jou. Hallo Kobus. Niemand nie, stilte in die kerk. Nou dis hallo. Yes, praat met my. Jy het vroeër gevra ek moet unmute, dis Wilma van Ermelo. Hallo Wilma. Ek wil net sê baie dankie. Een van jou seminare bygewoon. Ek dink dit was in 2008 rond. Dis 17 jaar later en ons werk nog steeds op daardie selfde beginsel en vergifnis is nog steeds deel van ons huwelik en wil vir jou net sê baie dankie. En dit maak nog altyd elke dag sê ons is ons dankbaar. Ja. Dankie. Ag, ek waardeer jou woorde. Ek nie kan dalk die res kan bywoon nie, behalwe as mens dalk ook die opnames kan kry, want dit is maar 'n bietjie 'n dol tyd wat voor lê. Ek het gou hierdie aand net ingedruk, maar ek het so 'n bietjie werksverpligting volgende 3 weke wat ek nie gaan bykom by hierdie ene nie. Hoorie, Wilma, maar ek sal dit graag wil, jy weet, oorweeg. Ja. Sien. Nee, ek sou met liefde dit vir Karen wil gee. Kan ek jou vra dat jy vir haar net sal kontak en net seker maak dat sy jou besonderhede het? Jy het ons nommers en dinge, né? Ek wil net seker maak dat ek jou nie nou verloor in die proses nie, maar baie dankie vir jou woorde. Waardeer dit baie. Dankie hoor. Lekker aand. Lekker aand. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U God is van soveel liefde dat ons menslike brein dit nie regtig kan verstaan nie. Here, dankie dat U genade soveel groter is as wat ons onsself wil meet aan ons eie menswees, ons eie swakhede en dan wil bepaal hoe U genadig is, Here. En U is nie genade, U is nie God wat genade is, U is God wat genade is. U is liefde, Here, dis wat U in die woord vir ons leer. So Here, as hierdie proses wat ons begin en so baie mense wat net nie die tyd het nie, Here. Dankie vir hierdie toerusting en dankie dat ons kan opneem, Here, en dat ons hierdie weer kan beskikbaar stel. En Here, vir ons paartjies wat kan saamkuier, dankie, dis 'n voorreg. Maar ek bid ook vir elkeen, Here Jesus, dat die woorde wat ons spreek en die gedagtes wat ons ruil, Here,
dat U dit sal vlerke gee, Here, dat U dit die krag sal gee, dat dit nooit oor my of Karen gaan nie. Dat alles wat ons doen, Here, uitsluitlik is om U te verheerlik, U naam uit te dra en U naam groot te maak, want U is goed en U goedertierenheid duur tot in alle ewigheid. Ek bid vir U teenwoordigheid en U seën op elkeen van ons, Here. 'n Goeie nagrus, Here. 'n Rus wat uitrus, 'n opstaan môreoggend wat vol energie is, gereed, Here, om die dag tegemoet te gaan met die Gees van God in ons en om daar uit te stap en te gaan sê, Here, ek verteenwoordig U op elke plekkie waar ek my voet neersit. En dit doen ek tot eer van U naam. Dankie dat ons dit kan bid in Jesus se naam. Amen. Amen. Okay, geliefdes, seën, groete, alles wat mooi is. Ons sien volgende week weer. Dankie Dion. Totsiens. Bly. Dankie julle, lekker aand vir almal. Dankie julle. Bye. Dankie Bye. julle. Dankie Dion.